Hallo vriende en welkom hierso by ons uitsendingsdiens. Mag jy daar waar jy jouself bevind, net die rustigheid en die teenwoordigheid van ons almagtige God en Hemelse Vader beleef. Kom ons raak stil saam in gebed. Verlosser Heer, baie dankie weer eens net sommer vir hierdie geleentheid dat ons saam so kan by mekaar kom as 'n geloofsfamilie op verskillende platforms. Here, wees daar waar ons onsself bevind, dat ons die teenwoordigheid kan ervaar, dat ons die rustigheid kan beleef en dat ons harte ontvanklik vir die woord sal raak. Here, wees so met ons waar ons hier deur Galasiërs lees vandag, dat ons hoor wat U vir ons sê. Here, ek bid dit als in die groot en heilige naam. Amen. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die opgestaane Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Vriende, vandag sit ons en kuier vir oulaas so saam met die boek Galasiërs. En soos wat ons nou die afgelope paar weke gesit en preek het ons gepreek oor hoe kies jy 'n kerk waar die 5 solas teenwoordig moet wees. Hoe trek jy 'n streep in die sand? Wat is genade? Hoe boei ons onsself in ons selfgeboude mure? En dat dit nie saak maak wat jy doen en hoe goed jy dit bedoel nie, dat jy nie beheer het oor hoe die ander persoon dit gaan ontvang nie. My vriende, hier reg deur in Galasiërs was Paulus verskriklik frustreerd geweest en hy het gebieg en met die mense geworstel oor die ware evangelie. Hy het vir hierdie mense van Galasië gesê dat dit wat hulle besig is om te doen nie die evangelie is nie en dat hulle besig is om hulle eie evangelie te skryf omrede hulle hierdie te doen lysies het. Hier in die boek van Galasiërs vertel Paulus vir ons eintlik wat se eislike implikasie dit is om deel te vorm van hierdie geloofsfamilie van God. Hy gaan so ver en gaan terug na Abraham toe en sê hoe Abraham regverdig verklaar was deur sy geloof in God en God se belofte. Maar vriende, soos wat ons kon sien het Paulus vir ons regdeur in die boek van Galasiërs gesê dat God wil hê ons moet behoort aan sy familie. Nie op basis daarvan dat ons gehoorsaam is aan die wet nie, aan die Torah nie, maar meerendeels dat ons deel vorm van hierdie multidiverse etniese familie van God deur geloof. En dan kom die vraag dan eintlik op, maar waarom het God hierdie wette dan vir Israel gegee? Is hulle dan eintlik net tot nietes nie? En Paulus gaan sover in die boek van Galasiërs en antwoord dit baie kort en beskrywend. In Romeine brei hy baie meer hieroor uit, maar hier in Galasiërs sê as jy die Torah lees en dit reg verstaan, dan was die wette eintlik maar net 'n tydelike maatreël gewees vir Israel totdat die Messias sou kom. Hierdie wette was beide positief en negatief gewees. Negatief in die sin dat die wette die hele Israel as sondig verklaar het, as 'n mislukking, omrede hulle heeltyd hierdie wette van God oortree het. En daarom was hulle eintlik verdoem. Maar die positiewe kant hiervan is dat die wette eintlik soos 'n streng skoolonderwyseres of onderwyser was, wat seker gemaak het dat Israel binne hierdie riglyne hou, sodat hulle onder tug sou val en so meer. Maar hierdeur in Galasiërs kom ons agter dat die wet vervul word deur die Messias wat gekom het. En Jesus was hierdie Messias gewees. Hy het gegaan en aan die kruis gaan sterwe vir die sonde van Israel en vir die mensdom. En daardeur is die wet vervul. Maar nou kom die mense hierso in Galasiërs en hulle pas eintlik 'n baie verwaterde evangelie toe. Dit verwater en vervang hierdie nuwe vryheid wat ons gekry het, dat ons deel gevorm het van hierdie multidiverse etniese familie van God. Maar vriende, hierdeur skryf ons vir ons lysies en daarmee maak ons dan hierdeur in Galasiërs ons eie evangelie voort. En dit is wat hier gebeur het. En dis waarom ons vandag die finale waarskuwing lees van Paulus.
En kom ons lees dit saam hier in Galasiërs 6 vers 11 tot 18. Kyk, met watter groot letters skryf ek nou vir julle in my eie handskrif. Mense wat deur die uiterlike indruk wil maak, dit is hulle wat julle probeer dwing om besny te word. Net sodat hulle nie ter wille van die kruis van Christus vervolg sal word nie. Want diegene wat hulle laat besny, onderhou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny word, sodat hulle op julle liggame kan beroem. Maar wat my betref, mag dit my tog nooit oorkom, dat ek my op iets beroem nie, behalwe op die kruis van die Here Jesus Christus, waardeur die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Want nog besnedenheid, nog onbesnedenheid, beteken hoegenaamd iets, maar wel 'n nuwe skepping. Vir hulle wat volgens hierdie beginsel leef, vrede en ontferming, en vir die Israel van God. Ten slotte, laat niemand my verder moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van Jesus aan my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus bly met julle gees, broers. Amen. Ons kyk vandag hierso op Paulus se finale waarskuwing. En hoekom dit staan dat Paulus hierso in groot letters skryf, gaan nie omdat hy nou vir hulle duidelik wil maak dat, kyk, as julle nie kan lees nie. Maar hy sê veel eerder vir hulle, hier in sy finale waarskuwing is dit eintlik 'n opsomming wat deur die hele boek van Galasiërs gebeur het. Hierdie groot letters is Paulus se eie skrif. Dit is hy wat persoonlik hierso in gesprek tree. En dit is nie sy skrywer wat dit doen nie. Nou wat Paulus hierso vir hulle sê is, dit gaan nie oor die uiterlike nie. Dit het nog nooit oor die uiterlike gegaan nie, want hierdie uiterlike was, hierdie mense kom en wys hulle is besny. Hulle wys dat hulle gehoorsaam is aan die wet. Maar hulle kom eintlik met 'n ander motief. Hulle doen nie die besnydenis omrede hulle lief is vir die Here nie, of omrede hulle wil groei in hulle geloof nie, maar hulle doen dit om op 'n uiterlike roem te gaan, deur te wys, kyk hoe great is ons. Maar vriende, binne in hierdie kan ons eintlik net sien dat dit moeilik raak, want hulle skryf hulle eie evangelie. Hulle skryf hulle eie evangelie deur te sê, dit is wat ons moet doen. Maar wat Paulus eintlik vir hulle sê is, jy moenie vasgevang word in hierdie boksie nie. Maar wat ons verstaan moeilik maak deur hierdie hele boek van Galasiërs, is die begrip dat ons moet besef, ons het al reeds genade. Ons kan nie iets doen om genade te kry nie. Ons kan nie 'n wedloop voltooi om dit te wen nie. Ons kan niks doen om dit te verkry nie. Ons het dit reeds. God sê vir ons, my genade is genoeg vir jou. Jy kan dit nie verwerf nie. Dit is al reeds vir jou gegee, deur Jesus wat vir julle aan die kruis gesterwe het. Hy sê hierso vir die mense van Galasië, deur hierdie besnyding deur te gaan, verbind julle julleself aan hierdie wet. Dat julle dink die wet gaan julle vrykoop. Maar dit gaan nie, want die wet was gebruik as 'n vergrootglas om vir julle uit te wys waarmee julle besig was, dat julle eintlik sondige mense is, dat julle eintlik mislukkings is, en dat julle nooit genade sal verkry nie. Maar deur Jesus Christus is hoe julle genade sal verkry. En soos wat ons hierdie lees, kom ons eintlik agter dat hier 'n baie belangrike les is, wat Paulus hier vir ons sê, dat ons nie eintlik deur die uiterlike indruk wil maak nie. En dit is my hartseer hoe ons in ons moderne wêreld eintlik verval het, weer terug na hierdie ou beginsel van ons moet eintlik op uiterlike roem gaan. Dit is my sleg dat ons mense eintlik gaan na hierdie in die modekerke toe, of in hierdie mode tendense gaan. Hulle laat self weer herdoop en dit, deur te sê hulle het dit gedoen om die genade van die Here te kry. Maar vriende, moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie dit wat hulle doen is verkeerd nie. Maar ek hoop veel eerder die intensie waaroor hulle dit doen, dat hulle dit doen omdat hulle Christene wil wees, en nie te sê dit is wat Christene moet wees nie. Ek hoop hulle intensie is so dat hulle wys dat hulle dit doen uit geloof uit en deur hulle liefde vir die Here. Maar vriende, in hierdie tyd is ons meer so gefokus op ons image. Ons is so gefokus op ons uiterlike wese, dat ons eintlik nie besef dat ons innerlike wese moet verander nie. Dat hier 'n innerlike transformasie moet gebeur nie.
Want sodra die innerlike in ons verander, dan sal die uiterlike dit weerspieël, sonder dat ons dit wys, sonder dat ons dit intentioneel uitdra en hierdie label op ons dra. Vriende, in steede daarvan dat ons moet roem, dat ons hierdie wonderlike Christene is, dat dit wonderlik is, moet ons eintlik net roem daaroor, dat ons hoop en ons identiteit binne in Jesus Christus is. Dit is vir my 'n diep gewortelde saak wanneer ons praat van hierdie littekens. Paulus het fisies littekens gehad omrede hy hierdie evangelie uitgeleef het, as gevolg van die vervolging wat hy gehad het. Hy het nou nie uitgegaan en vir almal sê, kyk hoe wonderlik is hierdie sny en kettingmerke op my nie. Maar nee, hy het hierdie evangelie veel eerder gaan uitlewe. Vriende, dis waarom ons veel eerder hierdie littekens moet dra, dat ons onsself verbind aan hierdie littekens wat ons moet hê van Christus. Want niks wat ons kan doen, gaan ooit maak dat ons genade verkry nie, dat ons genade ooit kan kry nie. Want ons verstaan is van genade, of eintlik in ons menslike verstaan is, jy moet iets doen om dit te kry. Ek moet R1000 betaal om 'n rugbykaartjie te kry om die Bokke se wedstryd te gaan kyk op Loftus. Ek moet my inkopies betaal om dit te kan kry. Ek moet my kind se toergelde betaal sodat my kind op die toer kan gaan. En eintlik wanneer ons praat van hierdie geloof en genade, dink ek die mees relevante ding is om te sê, ek moet hierdie tolhek betaal om verder te kan gaan. Maar dit is eintlik nie so nie, dit is eintlik die omgekeerde. God sê vir ons, jy het dit al reeds. Vriende, ons vang onsself vas in hierdie te-doen lysies van ons, van wat dit moet wees en wat ons moet doen om genade te kry. En deur eintlik hierdie te-doen lysie te doen, skep ons eintlik 'n nuwe evangelie. En ons maak van Jesus iets wie hy nooit was nie. En ons maak van die evangelie iets wat dit nooit bedoel was om te wees nie. En soos wat ons deur Galasiërs gelees en gepreek het hierdie afgelope paar weke, kom ons agter dat daar ook eintlik baie misleiding is, dat daar eintlik baie goedjies is wat ons van hierdie pad af kan dwaal en wat ons eintlik innerlik mee stoei, want ons probeer hierdie genade verdien. Maar soos Willem vroeër gepreek het, in die eerste keer wat ons uit Galasiërs uitgepreek het, kan ons eintlik daai 5 solas gebruik as 'n verwysingsraamwerk om te kan sien of ons besig is om onsself te voel, as ek dit nou in die Engelse woorde kan gebruik. Van sola Christus, alleen net deur Christus. Sola fide, alleenlik net deur ons geloof. Sola scriptura, alleen net die Bybel as ons riglyn vir die lewe. Sola gratia, alleen net deur genade. En soli Deo gloria, alle eer aan God. Vriende, wanneer ons dit gebruik as verwysing, dan kom ons agter dat dit nie gaan oor hierdie blink spoedboot wat in die hawe staan wat ons wil kies nie, want dit is wat die nuwe mode en tendens is. Maar dat ons veel eerder op hierdie ou stadige seilbootjie sal vaar, wat gelei word deur God se hand en die wind van die Heilige Gees. Deur dit as verwysing te gebruik, besef ons dat ons 'n lyn in die streep kan trek, al is dit ten koste van onsself en opoffering van onsself, maar dat ons steeds hierdie lyn bly trek, want dit is die regte ding om te doen. En deur te besef dat ons genade het en dat ons nie mos genade het nie. Vriende, soos Paulus gesê het, laat my verder die moeite nie aandoen, want ek dra die littekens van die liggaam van Christus. Die genade van ons Here Jesus Christus bly met julle gees. Vriende, mag ons uitgaan en die roem dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, sodat ons genade kan kry, sodat ons deur ons geloof deel kan vorm van God se diverse etniese familie, en dat dit nie net beperk is
tot die wette nie. Dat dit nie net beperk is tot te doen lysies nie. Dat dit nie net beperk is tot 'n valse verstaan van die evangelie nie. Maar dat ons kan deel vorm van God se geloofsfamilie, soos wat hy dit altyd bedoel het. Amen. Here, soos wat ons hier deur Galasiërs gereis en getoer het, is dit vir ons moeilik om te verstaan dat ons al reeds genade het. Maar Here, binne in dit kom ons menslike gedagtes deur en ons menslike verwysing oor dat ons iets moet doen om hierdie genade te verwerf. Here, baie dankie dat ons genade het en dat ons dit elke dag kan ervaar en beleef. Maar Here, laat ons besef dat ons genade het en dat ons besef wat maak ons daarmee. Dat ons 'n innerlike verandering moet maak. Dat ons U woord uitlewe. Here, soos ons vroeër in die weke gelees het van Galasiërs, is wat jy saai sal jy maai. Here, laat ons soos 'n vrugteboom wees. Laat ons van die slegte takke ontslaa raak. En dat alweer nuwe takke sal bot met vrug op. Dat hierdie vrug liefde en sagmoedigheid sal wees, soos U dit vir ons bedoel het. Dat ons innerlik sal groei, dat ons 'n innerlike transformasie sal nagaan. Sodat ons in 'n wêreld kan lewe om U te dien en nie die wêreld nie. Here, wees so met ons. Bid dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus by julle bly en mag die Gees by julle altyd teenwoordig wees. Amen.